Nie of jy kan onthou die laaste toe jy die eerste keer sushi geëet het nie. Ek het nog nooit sushi geëet. Is jy ernstig? Ek het nog. Selfs ons kameraman is in skok. Ja, ek is die skaapvleis, aardappels en So bootjies. ons een van ons lank en kort te gaan by 'n sushi plek wees. Ons ek weet nie rou seker vis iemand sal vir ons 'n bord Visse gee. wat ek het swem in my tank. Nou dink nou net klein Keetmanshoop wat met skaapchops en aardappels groot geword Jou het. maat 'n goeie job. Hallo Gerry en welkom terug vir my. Gelukkig, my maatjie Ja. wat hier terug is. Ja, en ek wil net sê ek dra nie altyd 'n bril nie, maar dit is net vir die tema van vandag dat ek nie Moet ek vreemd tog voel nie. het in die laaste 2 maande op verlof was, het jy jou sig verloor. So lank verlof gehad dat ek nie eens meer kan sing as ek by die werk is nie. Ja. Welkom terug, Rias. Dankie Gerry, dis wonderlik om terug te wees. Die lieg. Ja, nee, ek weet, mammies, sê dit maar met nederigheid en verlange. Dis die regte ding om te sê. Dis aaklig. Ja nee, dit is seker maar die regte ding om te sê, maar ek dink as ek so in die bos kan bly vir 'n lang tyd, sal dit werk. Is ook Bybels. Die mense in die Bybel het dinge anderster gedoen. Hulle het rustig gewees en 'n paar dae net so vir die veld gekyk en Rias, die mense in die Bybel het ook nie fone gehad en aircons gehad en warm water nie, maar ons kies dit. ja, 'n badkamer. Ons is, jy sal nie weet nie, maar ons is in 'n Ek het geen idee waar ek is op die oomblik nie. die gebedstoel, Rias. Lekker. Ons gebruik hier simbole in 'n gebed wat Richard Foster gebid het. Dit is 'n ongelooflike mooi gebed. Ja. Net. En ons het nou al gepraat oor ons skoene uit te trek in die kerk. En Daai ons doen het ek nie. ons horlosies afgehaal. Jy het nie horlosie nie. Uitgebreek. En dan het ons gesels oor om ons bril af te haal net. Sure. Om reg te kan sien net, nê? En daar's 'n storie gewees wat ons gekyk het in Markus 8. Hulle een van die meer vreemder wonderwerke wat Jesus gedoen het. Want dis die gewoonlik die wonderwerke wat Jesus doen is onmiddellik, nê? Dus Ja. hy doen 'n ding en die ou kan loop of die ou wat Ja. dood is, dis word Almal die hele daar dag. kan gaan Maar getuig. hierdie was 'n proses gewees dit, nê? Hy vat die ou ons sal naby kom, hy doen eintlik so mooi ding, hy vat hom met sy hand uit en dan spoeg hy Nice. eintlik 'n vreeslike terrible ding Ja, is nee. in ons konteks dit, nê? En dan sit Dat hy jy op nou daai een nou is van al die geneesingsstories. ja, dat jy nou Jesus se spoeg moet kry net. Maar hy's dadelik genees, hy sien mense en dan maak hy 'n vreemde opmerking. Hy sien mense soos bome, so hy's eers dadelik genees nie. En dan bid Jesus weer vir hom en dan sien hy eers reg nie. Die was 'n So. klomp goed wat ons oor kan kyk wat vreeslik mooi is Ja. oor die Here wat ons uitnooi na 'n spasie toe om ons bril af te haal en om te kan sien. Ja. Want ons almal het ons eie idees van hoe ons die wêreld en die lewe sien. Ja, ek dink altyd oor die brilstorie, dit was nou toe ek het nou gou deur dit gaan. Dis vir my ek het in daai tyd groot geword, maar jy onthou CSI? Ek onthou Ja, en daar was altyd hierdie een wat is 'n ratio, dink ek is sy naam geweest. Hy het so Ja. ding gehad van hy het hierdie sombrille gehad. Ja. En dan sê hy it looks like we've got a en dan gaan who are you? En dis hierdie idee van hy haal die bril uit en dan kyk hy hom so en sê dit lyk of ons met 'n probleem sit en dan Ja. trek hy weer aan en dan gaan hy met sy brille. Baie Nou, cool. Dit het my nogal laat dink aan ons moenie dit doen nie. As ons Nee. sê ons haal dit af en Haal dit dan af. Ja. sit dit neer en dan spandeer ons daai tyd met dit want ons besef nie hoe belangrik van hierdie kernklein beginseltjies is nie. Ons kyk altyd na die groter goeie. Wat is 'n bril afhaal nou? Wat is daai Ja, wat proses. verteenwoordig my bril, nê? Ja, nee, dit Want is hy verteenwoordig 'n paar goeters, nê? Hoe ek sien, hoe ek kyk, hoe ek beleef, en om dit af te haal, kies ek iets anderste, nê? Ja. My Want ons gaan baie keer in die teenwoordigheid van die Here in ons gebed en dan het ons 'n bepaalde manier van hoe ons dink die Here moet ons gebed beantwoord. Want hierdie was sekerlik nie hierdie ou se idee gewees nie. nee. Jy weet, spoeg op die spoeg sit op my oë, lei my uit die dorp Ja. uit nogal. Dit klink nou 'n vreeslike Dis hele- sinister storie Dis hier. 'n proses en 'n half. Ja, jy weet hoe die ander ouens het dit dan nie so gehad nie. Dis nie altyd hoe die Here gewerk nie. Nou werk hy so. Jy weet so, hy moes ook aan sy perspektief en sy persepsies verander. Ja, en ek dink daai element van in jou proses van meer is daai proses van vertroue wat in dit ingaan. Want hy moes vertrou en hy moes in die beweging gaan van ek is seker wat aan die gang is nie. Ek het seker goed gehoor by 'n klomp mense oor hierdie Jesus maar nou wat is hierdie proses? Wat is dit die goed wat ek moet sien? Ja. En dis nie in die geval van so lekker om terug te wees. Ek weet nie of jy onthou met Nando's, toe Nando's nog lekker advertensies uitgebring het. Hulle bring nog. In die moeilikheid gekom met daai advertensies. Push. En daar was 'n spesifieke ene waar 'n vrou met haar
Golden Retriever gaan stap het met die blindende sienhond. Ek weet nie wat die blindende sienhond wat kan sien maar die persoon nie. En hulle stap en ewe skielik ry hierdie hond Nando's. Nou ek gaan nie verder ingaan nie want ons Nando's het in die moeilikheid gekom van daai ene. Maar dis baie keer ons moet baie versigtig wees oor hoe sien ons die proses wat die Here met ons stap. Wat is die goed wat deel vorm van dit? Dis nie net so algemeen soos staan op en loop nie. Ja. Dit klink nou rof om te sê dis algemeen. Dit is nie algemeen nie, maar in daai tyd die Here het 'n persoonlike pad met jou, so. Haal af. Maar jy kyk die Bybel kan ons nog nie vir ons alles sê in hierdie vers nie, maar ek wonder of die ou nie bietjie teleurgesteld was nie. Want hy het sekerlik die stories van Jesus gehoor, nou van Jesus om aan die hand, die persoonlike ervaring, en nou kom Jesus en hy sit sy hande op hom, Ja. en nou sien hy nie. Hy sien nog met geblurde visie nie. Toen waar ek oomblik bietjie teleurstelling was nie. Okay, nou, is dit, en ek dink, dis baie keer ons storie nie, met die Here. Ons is half van ons gebedstyd, half teleurgesteld, want die Here antwoord nie soos ons wil hê hy moet antwoord nie, en hy doen nie soos wat ons wil hê dit moet doen nie. Wanneer hy antwoord, dan lyk dit nie asof ons dit so sou gekies het nie. Ja, en teleurstelling baie keer. Ek voel al vir my, dis wat gaan aan meer. Soos wat is ek het hierdie gebid of ek het vir hierdie gevra, maar wat gaan nou aan? Want ewe skielik, jy kan nou dink al jou oë, jy kan nie sien nie, so jy ervaar hierdie, jy voel, if jy hoor Jesus, en dan voel jy iets gebeur, en dan, jy weet nie eers, dis spoeg nie. Jy is die mekaar nou wat in die gang is, maar jy sien iets met bome of wat, en die hele proses wat dit deurgaan is daai van, wat gaan aan? En meeste van die tyd as ek bid en ek verwag die Here vir iets, maak nie saak wat dit is nie, dan vra ek vir myself, wat gaan aan, want Here, ek bid vir hierdie, maar kan nie dit dalk, ek dink ons almal het al gebid vir 'n extra 0 in die bankrekening, wel nee, 2 nulle by mekaar is nog steeds 0, dan is dit net tot 10, dan sit 'n 0 aan die ander kant, 0,004, en ons verstaan nie wat aangaan nie, ons, Here, ek het uitgeroep, en ek is seker ek het hier gehoor, en ek het nou gebid, en ek is nog steeds, ek glo, hierdie is nie die proses wat ek dink nie, moet dit, en ons trap so half tussen dit deur en probeer ons eie pad dan vind, wat ons nie moet doen, want dis dan net weer jou poging om die bril aan te trek. Ja. Daai absolute teleurstelling wat ons soms het, terwyl die Here eintlik sê ek's nog nie klaar met jou nie. Ons het klaar ons bril op, ons idees van hoe hy moet werk, hoe hy moet voorsien, en nou soos teleurgestel van ons sien nie soos wat hy wil hê, wat ons wil gehad het, hy moet ons antwoorde op ons probleme vir ons gee nie. En dan is daar hierdie ding in ons harte van waar ons eintlik begin 'n bietjie vertroue verloor. En ek dink dis partykeer die groot worsteling, nie? Ek weet nie vir jou, maar partykeer is gebed bietjie van 'n worsteling net, nie? Dis nie hierdie van net dit is net ek sit my kersietjie aan en dit is alles mooi en partykeer nogal beklei is ook miskien nie die woord, maar dis 'n worsteling met die Here, nie? Here, ek vertrou jou. Ek is in jou teenwoordigheid en ek soek jou en dis en ek dink dit is wat gebed ons nou uitnooi om ons belofte, dat ons daai worsteling het, dat ons onsself dwing om anders te sien. En dan sien ek dit nou soos, miskien, as sien ek my antwoord miskien net nou soos mense soos bome, dis wat ek wil hê, sien nie. Ek vertrou hom, dat hy uiteindelik die God sal wees, wat hy gesê het hy sal wees, en dat hy die antwoorder vir my gebed is. Maar ek worstel met dit, want wanneer ek uitstap, uit my gebedstyd uit, opstaan die stoele, dan sien ek nog die mense soos bome, ek sien nog nie, maar dan om my dag in te gaan, Rias, met die vertroue, dat hy besig is om te werk, al sien ek kom nie. Ja, en daai is 'n moeilike ene. Ons is op sigself moeilike karakters, mense self, ons verstaan nie ons eie, wat fisiologie, 100% nie, en nou moet ons nog die wil van die Here, en hoe die goed wat hy doen, moet ons nog begin verstaan, so ons kan dit net los op een punt nie, ons moet in 'n proses ingaan, waar jy worstel, en waar jy die Here begin vertrou, want jy weet self nie wat jy wil hê nie, jy weet self nie wat jy besig is om deur te gaan nie. Daar is 'n interessante studie wat hulle gedoen het. Hulle het verskeidenheid van groot groep mense gevat en hulle laat dobbel. So ouens wat baie van dobbel hou en dan net maar dobbel is self daar by die casino, dis lekker en liggies en almal is opgewonde. En hulle sê toe ook dit werk so, is dat ons gaan jou die geleentheid gee om soveel te dobbel soos jy wil, maar jy wen niks geld nie. So jy kan die game speel. Ja, maar dan haal dit al die fun uit, nee. Ja, dan sê hulle die persoon, maar dis mos net lekker nie. Ek wil iets weet, okay, sê dis reg. Ons sal vir jou presies die geld gee wat jy moontlik kan wen hierso. So jy hoef nie te dobbel nie, jy sê geld. Ja, wat sê dit doen? Sê geen mens het gesê okay, gee net vir my die geld nie, want ons is hier vir 'n maar jy's nie hier vir die dobbel nie, want jy's eintlik anders sou die geld nie belangrik gewees het nie, maar jy's nie hier vir die geld nie, want jy wil en dit praat van so iets so eenvoudig soos dit, is soos
as ek nou moet bid, as jy nou ek wil nie sê jy moet bid as jy gaan dobbel nie. Maar as jy nou al instap, wat is dit wat jy wil hê? Soos as jy die geld wil hê, dis nee, ek bid vir ek weet ek bid vir geld nog steeds, dis die proses, maar ek bid ook nie vir die proses. So ons self is nie seker wat ons sing en nie sing nie. Ons is die bome is dit is, ek weet nie, Here, so. Dit is eintlik die uiteindelike antwoord op al die goeters is eintlik wil hy ons met hom sien. Ja. Want dis die uitnodiging om hom te sien. Ek hou van wat hy sê en ek waar is dit so daai eerste vers van vers 23 toe hy nou sy hand uitvat en hy spoeg, dan sit sy hand op hom gelê, toe vra hy vir hom, sien jy al iets? Dit is 'n groot vraag daai net, nee, want wat sien ons? Ons moet hom sien, maar ons bril wat vuil is of die manier van hoe ons hom wil sien of soos jy nou gesê het vir die storie vertel het ons wil sien so wat ons wil hê moet sien, maar ons sien ons hom nie raak nie. Ja. En al die goed wat ons dink dit moet wees hoe dit moet lyk. Ja, dit moet mos nou 'n spesifieke manier en wyse en so wees en die Here sê dit is amper ek voel baie keer Ou Testamentiese woordverkondiging werk soms bietjie beter uit. Maar ook die apostels hoe hulle dit gedoen het is dat sien jy hierdie en as jy dit nie sien nie sorry nee. Ja. Dit is daai van Rias as jy nie nou jou oë gaan oopmaak nie gaan jy in 'n boom vasloop. En ek sê ek dink ek sien die Here agter die boom en dan boef. Ons moet regtig op 'n plek kom waar ons stil raak en uit my verlof uit in die bos sit. En wat sing ek nou eintlik hierso? Want langer jy sit, hoe meer sien jy. En dit is 'n mooi storie van hulle vertel nou die eerste dit klomp stories volgens. Ja nee, kan nie glo nie, die wysheid. Ek dink ja, dit was bietjie gelees. Altyd stories. Die Native Americans om nou die regte terminologie te gebruik. Ons haal ons af van die lig af. Toe funny, jy het nou die Amerikaners of die wat ook al hulle genoem is, was nou al daar gewees, maar van die ouens het nog nooit skip of mens of anders gesien as wat hulle is nie. En daar het eendag vertel hulle waar hulle storie vertel van waar hierdie soldaat of die warriors nou op die strand was en hulle sien iets is fout met die see. Maar hulle kan nie sê wat is fout met die see nie, want hulle kyk hulle hele lewe al na hierdie mooi see, maar iets is fout met die see. En in hulle manier gaan hulle nou en wat jy nou doen is jy kry die wyse manne om te gaan kyk wat's fout met die see. En hy gaan en hy staan en hy sê ja, daar is iets fout met die see. En hy gaan sit op die strand en seker vir ek dink 'n week sit hierdie ou op die strand, hulle bring vir hom kos, maar hy sit en hy kyk. En hy gaan toe bring almal bymekaar en op die sand teken hy toe die lyn van die see en hy teken toe 'n prentjie van 'n skip. En ewe skielik sien almal duidelik die skip. Want jou brein assosieer nie lekker met iets wat jy nog nooit gesien het nie. So daar's natuurlik goed in jou brein wat jy eers moet leer voor jy die vermoë het om dit te kan sien. Soos as jy gaan jag en jy dink springbok, jy sien springbok. Dis hoekom as jy dink aan Hilux, dan sien jy oral is Hilux. As jy nou ooit gewonder het, dis hoe jou brein werk. Jy doen nie assosiasie en dan ewe skielik wys dit vir jou uit. En daai storie help vir ons om te sê, maar luister, wat is dit wat ek moet sien en dink en sit en sê, wat is dit wat ek moet en dat die Here vir jou die prentjie teken en sê, kyk hier op die grond, daai storie van op die grond skryf. Kyk hier, dit is wat jy moet sien, want jy is nie besig om te kyk na dit nie. Jy kyk iets is snaaks en iets is nie reg nie. Want dis wat jy nou sê, dit is baie mooi in Markus 8, hy sê en hy het helder begin sien. Ja. So daai is die uitnodiging om helder te sien het. Want om helder te kon gesien het, moes hy bly in daai spasie en moes hy eers gesien het soos wat die Here wil hê hy moet sien. En dis vir ons 'n moeilike ding. En dan hierby wil ek die skipie begin land. Wat mooi is, ek dink vir ons vandag sê hy die laaste gedeelte van vers 25 sê hy is volkome gesond en kon alles duidelik sien. Jog, dit is in die Here se teenwoordigheid wat ons volkome gesond word. En wanneer ons volkome gesond word, en ons word net volkome gesond wanneer ons onsself toelaat om by hom te wees nie. En ons lewens vir hom te gee, ons harte vir hom te gee, ons eie maniere beheer oor te gee. Wanneer ons dit doen, maak ons ten volle gesond en kan ons alles duidelik sien. En baie keer wanneer ons dink aan ons huwelike, in ons verhoudings baie keer het, ons sien wat ons wil sien, want ons is kwaad en ons sien eintlik nie die mooi meer raak. En dit gebeur so maklik met ons almal. Maar wanneer ons in daai plek is, dan maak ons harte gesond en dan sien ons soos wat ons veronderstel is om te sien wat die leed wat die vyand bring na ons toe, né? Dis juist daai ding om nie te sien soos wat die Here wil hê om te sien nie, om na ons huwelike anders te kyk, na ons baas anders te kyk, na die lewe te kyk deur 'n bepaalde bril wat nie gefondeer is
in Jesus nie. En ons dink ons is reg, nie? Ja, nee, Ons sal dis nog beklei vir dit. ons sal oorlog maak hiervoor, Ja. net en baie keer as jy aan oorlog klaar gekom het, jy dink as jy jeug. Ja. Nou het ek dan regtig opgemors het. En jy sien dit hoeveel keer in ons huwelike, en van ons huwelike nie in beradings, van ons mense sien dit, nee, jy weet van jy weet, dan's ek paartjies wat voor my sit het, dan sê daar's dit, sien dit. En ek wil nie meer nie, ek kan nie meer, ek sien meer lus nie. Nee, die ref is altyd teen ons in die rugbywedstryd. Dit is ons begin. Hy is altyd teen ons. Ja, hy's altyd teen ons. Ja, Maar is hy regtig? Hy's altyd teen ons. Hy doen dit verkeerd. Moes hy daai Cheslin het maar net die bal aangegee, moes dit 3 stupid. Dit is ons almal, want dit is daai dis 'n eeuoue ding en ons is ons eie grootste vyande. Ek weet nie of jy kan onthou toe jy die eerste keer sushi geëet het nie. Ek het nog nooit sushi geëet. Is jy ernstig? Ek het tog. Selfs ons kameraman is in skok. Ja, is die skaapvleis, aardappels en bootjies. So ons een van ons lank en kort te gaan by 'n sushi plek wees. Ons seker iemand sal vir ons 'n bord gee. Visse wat ek net swem met my tank. Nou dink nou net klein Keetmanshoop-Brias wat met skaapchops en aardappels groot geword het. Jou maat 'n goeie job gedoen. Ons gaan see toe, vakansie, Kaap toe. Dit is Lani wêreld daai. En nou my ouers is gesofistikeerde mense, want hulle het groot geword in Gauteng en Potgietersrus. Dis hierdie oulike Nelstroom. Dis hierdie kind kom van Keetmans af. So ek is so plat soos 'n brood. En ons gaan, ek dink Cape Town Fish Market of wat ook al dit is. En vis en chips, maar dit is 'n bietjie rof vir my. Het hulle stytjies so ook, maar in 'n geval, nou soos daar en hier's hierdie sushi ding. My ouers het dit al geëet. Maar nou hier sit hulle goed hier voor jou neer so platter en jy sê wat is hierdie? En dit lyk nie lekker nie. En dan sê jou pa nog nee, sushi. Ek sê wat beteken dit? Nee, rou vis. Ek sê of soos biltong. Het jy nie net biltong en kan ek rou vleis ook eet? Nee, dis sushi. En voor jy nie dit gaan eet en ervaar nie, gaan daai jou persepsie wees van hierdie goeie sleg en in Keetmans in die suide sê mense dit baie. Hoender is groente. Groente is sleg vir jou. Ons sal vashou in dit en toe ek al eerste keer die sushi in my mond sit en so half hierdie is lekker. Toe bring ek my ouers finansiële skade toe want toe eet ek soos 'n monster. Waar daai groen goed. Mense moet nie die groen goed eet nie. Moenie jou ouers glo as hulle sê hy brand bietjie. Maar dit is wat ons doen is. Ons sien hierdie ding, dit lyk vreemd, dit klink nie reg nie. Rou vis moet nie geëet word nie. Jy het mos 'n braai vir dit, snoek bietjie appelkoos konfyt, lekker foelie. En met alles is dit so met ons, voel dit vir my. Ja. Voor die Here nie kom en sê, ja, raak vir my rustig. Kyk wat ek op die tafel vir jou gesit het. Kyk wat het ek gedoen en die stories wat ek vertel het. Want visies en broodjies gee alles weg en jy sal meer jy gaan jou lewe verloor om dit te vind. Al daai goed is 'n storie van dit voel vir my Jesus, dit klink bietjie vreemd, maar in die stories wat hulle dan vashou in dit. Lig jou hande op, hys dit op en jy gaan die oorlog wen. Ja. Dus, raak met die stok in die water. Beweeg met jou skaduwee oor 'n siekpers. Ja. Dis mooi. Spoeg op die grond. Gaan eet sushi. Eet sushi. Ek dink dit is volgende lank en kort trots geborg deur New Life Center gaan by een of ander sushi plekkies, maar ek dink dit is die groot ding. So kom ons leer ons bril aftaal om te sien wat die Here wil hê ons sien. Dankie. Rias, goed om jou saam met jou weer te wees. Wonderlik om terug te wees. Mooi dag.